Goeiemôre, baie welkom vir almal van julle, vir almal online, baie welkom ook vir julle, almal daar in Pietersburg, almal in Smithfield, almal daar in Mosambiek, Kakamas, Kroonstad, al die klomp. Dis vir ons lekker en al die individue reg oor die wêreld. Wat 'n voorreg dat julle ook hier kan inskakel. Nou gaan ons bid. Ons gaan aan met ons reeks die woorde en die werke van Jesus. En so kom ons bid saam en dan gaan ons kyk wat die woord van die Here sê. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u goedheid. Dankie dat u eerste gegee het. En dankie dat ons as u kinders ook kan gee. Dankie dat ons by mekaar kan kom, dat ons in die naam van Jesus kan sing en kan sing oor mense en kan sing oor ons stad en u kan eer en u kan groot maak want u is waardig om geëer te word. En dankie vir u woord wat ons kan bestudeer. En ek wil vra Here dat u woord sal vir ons oopmaak. Dat ons sal sien soos u sien. Dat ons sal optree soos wat u wil hê ons moet optree. Dat ons die waarhede van wie u is en wat u sê oor ons en wat u dink oor ons en wat u vra van ons, dat dit diep in ons harte gewortel en gevestig sal wees en dat dit sal uitleef in ons lewens. Seën vir ons Here in die naam van Jesus. Amen. So ons het laasweek begin met hierdie reeks die woorde en die werke van Jesus. En in die Bybel is daar 'n klomp stellings wat Jesus maak, eerstens oor homself, oor wie hy sê hy is. En hy gebruik eintlik dieselfde benaming as wat toe Moses vir God vra, ek moet nou na die volk toe gaan, hy sê ek moet, maar wie moet ek vir hulle sê, stuur my? En hy sê ek is wie ek is, sê vir hulle ek is, het jou gestuur. En dan gebruik Jesus eintlik hierdie selfde woorde wanneer hy sê ek is. Laasweek het ons gekyk na die brood van die lewe en hy praat van ek is die goeie herder en ek is die wingerd en hy gebruik hierdie woorde wat duidelik maak dat hy is God, maar ook wat sy identiteit is. Maar meer as dit is daar ook wat dinge wat mense oor hom gesê het en titels van hom gegee het en wie hy is. En ons gaan in hierdie paar weke tot en met Paasnaweek kyk ons na hierdie verskillende benamings en titels wat gegee is vir Jesus en wat hy vir homself gee het, sodat ons beter kan begryp wie hy werklik waar is en wie hy wil wees in jou lewe. En laasweek het ons gekyk na die brood van die lewe en as jy dit gemis het, gaan kyk gerus op die webwerf. Nou vandag gaan ons induik in 'n volgende ene wat ons vind in die hele Johannes 10 eintlik. En reg deur die Bybel kry jy eintlik hierdie konsep, maar dit word baie duidelik in Johannes 10. Maar reg deur die Bybel is daar hierdie koneksie wat gemaak word tussen God en sy mense en herders en skape. En dis regtig eintlik van die begin af in Genesis al. Jakob was 'n herder gewees en hy praat aan die einde van sy lewe hoe God 'n herder vir hom al lewe was. En toe hulle in Egipte gaan bly, hulle sê ook al julle was herders, ons hou nie van herders, gaan bly aan daai kant. En so sien jy dit reg deur die Bybel. Van die grootste leiers in die Bybel was herders gewees. Moses was 'n herder gewees. Koning Dawid was 'n herder gewees. Die Bybel in Psalms praat van dat die volk is die skape van God en dat hy is die herder. Dit praat van, wanneer hy praat oor slegte leiers, dan praat hy van slegte herders wat in die volk was. Jesus vertel hierdie stories van die verlore skaap en die herder en oralste vind jy hierdie. Esra praat van God is die herder vir sy skape. En oralste reg deur die geskiedenis van God se volk Israel kom hierdie konsep en is 'n deel van hierdie dat God is 'n herder en ons is sy skape. En toe kom Jesus en wanneer hy tussen al hierdie mense is en dan begin hy in Johannes 10:11 dan sê hy ek is en dis daai woorde wat hy aanhaal ek is God wat hy homself gelyk maak met God wat sê ek is en dan sê maar ek is die goeie herder. Julle het altyd gedink aan God is die herder en dink maar ek wil vir julle sê dat ek is hy. Dis wie ek is God en ek is die goeie herder. En dan in hierdie hele hoofstuk, en daar's regtig so baie wat gesê word, en Jesus praat van ook dat hy is die deur, en daar's huurlinge ook, en daar's ouens wat wil kom steel, en daar's rowers, en daar's 'n klomp verskillende goeters, en ek gaan nie na alles kyk, wat in Johannes 10 gesê word, nie, maar daar's 'n paar dinge wat ek wil by jou los vandag, dat jy sal sien wat Jesus sê, en wat hy wil hê, wat die herder wil hê, jy moet weet, oor hom, en van hom, vir jou lewe. En die eerste ding wat ek wil by jou vasmaak, wat Jesus baie duidelik maak in Johannes 10, is dat die herder ken sy skape. Hy ken sy mense, hy ken sy kinders, hy ken sy skape. In Johannes 10:14 sê Jesus, ek is die goeie herder. Hy herhaal dit weer. Ek ken my skape en my skape ken my. En jy kan hierdie woordjie ken, kan jy omkring daar op jou raamwerk, want hierdie woordjie is die Grieks is gnosko en daai woordjie beteken nie net ek weet van nie.
Dit beteken nie net ek ken sy naam nie. Dit beteken nie net ek het van hom gelees op Facebook nie. Ek het nie net van hom gelees nie. Nee, hierdie woordjie is dat ek ken intiem. Ek ken jou intiem, ek ken jou diepte van jou, ek ken die diepte van jou wese. En wat vir my besonder is dat hy sê dis hoe hy jou ken. Maar meer is dit sê hy, my skape ken my op dieselfde manier. En dan vergelyk hy hoe hulle mekaar ken in vers 15. Dan sê hy, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Selfde woord. Hy sê, dis hoe ek my skape ken en hoe hulle my ken. Dis hoe die verhouding lyk met my mense. Dieselfde as ek en die Vader, daai intimiteit wat ons beleef het, is tussen my en my skape. En as ek dit lees, dan baie keer, dan skep dit eintlik in my soos, ek dink nie ek's daar nie. In my verhouding met die Here. En daar's baie keer is dit daai ding van, hoe kan hierdie meer intiem wees? Hoe kan ek hom beter leer ken? Want hy ken my verseker ten volle. Maar aan my kant is daar tekort om hierdie verder te gaan. In vers 27, dan sê hy, my skape luister na my stem en ek ken hulle, hy sê dit weer, en hulle volg my. Daar's hierdie verhouding wat gebeur. En hy ken jou en hy ken jou naam, maar hy ken nie net jou naam nie, hy ken die detail van jou lewe. Hy ken jou persoonlikheid, hy ken jou drome, hy ken jou vrese. En ek wil 'n paar dinge uitlig wat hy regtig weet van jou. Die eerste ding is hy ken my behoeftes en my bekommernisse. Watse behoeftes het jy tans in jou lewe? Wat is die dinge wat tans jou bekommer en wat in jou lewe uitspeel? In Jesaja 40 dan staan daar soos 'n herder, daar's dit weer, versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammer oeye. Hy sê hy sal vir jou sorg. Hy ken, hy weet wat jy nodig het. Dalk die bekendste psalm wat daar is en die bekendste psalm oor herder en skape is Psalm 23 en dit begin met die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Omdat hy my herder is, omdat ek sy skaap is, weet hy wat my behoeftes is en omdat hy my ken en omdat hy weet wat ek nodig het, het ek niks kort nie. Weet jy wat, ons ken hierdie versie. As jy in kerk groot geword het, ken jy hierdie versie. As jy al 'n paar keer in kerk was en 'n preek luister, het jy al hierdie versie gelees. Inteendeel, mense wat nie in kerk groot nie, ken hierdie versie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. My vraag vandag vir jou is, glo jy dit? Glo jy werklik dat jy niks kort nie, omdat hy jou herder is? Speel dit uit in jou lewe, en hoe jy dink, en hoe jy bekommer, en hoe jy beplan, en hoe jy angstig raak, wys dit dat jy hierdie glo of nie glo nie. Sien, bekommernis en vrees en angs dit is eintlik 'n teken wat vir ons wys, ons probeer beheer hê oor iets waar ons nie beheer het nie. Ons probeer verantwoordelikheid vat waarvoor God verantwoordelikheid gevat het. En ons probeer soos hy wees en ons probeer alles bymekaar hou. En wanneer ek en jy bekommerd raak, wanneer ons begin worry, wanneer ons begin stres, wanneer ons in die nag begin wakker lê en wonder oor hierdie en ons wonder oor daardie, is dit eintlik 'n herinnering vir ons dat ons moet na God toe gaan. Dis 'n herinnering om te bid, dis 'n herinnering om die herder binne in ons prentjie te bring en ons perspektief te verander en te sien soos wat hy sien. Paulus skryf in Filippense 4, moet oor niks besorg wees nie. Dis 'n opdrag. Moenie worry nie. Moenie stres nie. Oor niks. En dan sê hy, maar in plaas van stres, doen die volgende. Want maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Maak dit aan die herder bekend. Sê vir hom, dis nie omdat hy nie weet nie, maar dis dat jy jou afhanklikheid vir hom wys en jy gaan perspektief kry en jy gaan antwoorde kry en jy gaan vrede kry by hom. Petrus, een van Jesus se naaste volgelinge, skryf 1 Petrus 5, werp, dit beteken gooi. Soos wat jy aas ingooi wanneer jy vis vang, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die rede hoekom jy al jou bekommernisse vir hom kan gooi, is juis omdat hy omgee. Is juis omdat hy sorg, juis omdat hy weet, omdat hy die goeie herder is wat vir jou wil sorg. En hy sê, gooi dit vir hom. Okay, Petrie, wat beteken dit? Hoe doen ek dit? En ek wil net een ding vir jou gee, en dis nie alles nie, maar dis 'n manier. Dis wanneer daai dinge kom en te sê, okay, Here, ek gee, en dis om dit so te bid, en sê, Here, ek gee U hierdie ding met my kind by die skool. Here, ek gee hierdie kontrak by die werk vir U. En weet jy wat, jy gaan dit dalk 'n paar keer moet sê, sodat jou kop en jou hart by mekaar kan kom. Want ons doen baie keer soos, ek het dit ook gesê, maar dan loop jy weg, Here, ek gee, en jy kan name insit. Here, ek gee
hierdie kontrak gee ek vir u. Here, ek gee hierdie kontrak vir u. Here, hierdie kontrak wat soveel angs veroorsaak, ek gee dit vir u. Ek gee dit vir u. Ek werp dit na u toe. Here, ek gee dit vir u. En ek moet vir jou sê, baie keer wanneer jy dalk 2 minute sit en jy bly dit net herhaal, daar gebeur iets. Daar gebeur iets. En ek kan dit vir jou verklaar nie, maar miskien moet jy dit net doen. Gaan probeer dit net. En dan wanneer jy uitstap, dan sê jy soos, okay, maar ek vat dit net weer saam en dan gaan ek nie. Nee, soos ek het dit nou gegee. Want U sorg. U weet meer as ek. Ek gee dit vir U. In Matteus 6 vers 34 in die Living Bible, dan staan daar, so don't be anxious. Don't be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. Dis vandag, dis wat jy het. Hy sal aan jou môre ook aandag gee. Net soos wat hy aan jou vandag aandag gee, en net soos wat hy getrou was in gister ook, en soos wat hy getrou was oor die eeue vir sy mense. Jesus het sê, toe hy ons leer om te bid, het hy gesê, gee ons vandag ons maandelikse uitkoms. Nee, vandag se brood. Môre weer vandag, en oormôre weer vandag. Vandag, want hy weet wat is jou bekommernisse en wat is jou benodighede. Dan hy ken my hartseer. Ek weet dat baie van julle beleef baie hartseer. Daar's mense wat nie meer is nie. Daar's dinge wat met jou gebeur het. Daar's dinge wat deur jy moes gaan. Daar's dinge wat aan jou gedoen is, daar's dinge wat met jou gebeur het. Daar's dinge wat net gebeur het. En baie sit met seer en sit met hartseer en die grade van dit verskil en hoe lank dit is al verskil en ek wil jy moet weet dat die Herder weet dit. Hy is nie eers iewers te besig in die heelal en hy let nie op wat in jou lewe gebeur nie. Hy weet. Hy weet en hy weet wat jy nodig het vir nou en waar jy in hierdie pad is. Want selfs al gaan ek deur donker dieptes, is U by my. Hy is by jou. In Psalm 34, dan sê Dawid dit weer, dan sê die Here is naby die wat hartseer is. Dis 'n belofte. Hy help hulle wat geestelik stikkend is. Dis 'n belofte vir jou en my. Die Herder is naby die wat seer is, die wat hartseer is. Dit beteken net ons wat dit nie voel nie en nie bewus is nie, maar hy is daar. En hy help. En hy gee genade oor en oor. Hy laat my rus, sê Psalm 23. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En hy gee vandag vir jou nuwe krag en hy gee jou môre nuwe krag. Hy weet wat jy nodig het. Hy ken jou hartseer en dan hy ken jou skuldgevoel. Ons almal doen dinge wat maak dat ons skuldig voel. Ons doen dinge wat ons weet nie reg is nie en ons voel skuldig oor dit. Die Bybel praat oor en oor van dat ons is so skape wat wegdwaal en verlore raak. En wanneer die Bybel dit oor jou en my sê dat ons is so skape wat wegdwaal en wegraak, is dit nie 'n kompliment nie. Dit sê iets van ons geneigtheid om te sondig. Dit is soos 'n skaap wat hy eet en dan gaan hy aan en doen iets en op 'n stadium dan tel hy sy kop op en dan soos, dit lyk anders dan nou hier, dis nie waar ek nou was nie. En dan is soos ek weet nie waar ek is nie. En dis hoe dit gebeur in ons lewe baie keer. Het jy al by 'n plek gekom soos, hoe het ek hier gekom? Hoe het ek in hierdie gemors gekom? Hoe het ek in hierdie snaakse deal gekom? Hoe het ek gekom dat ek dit met jou doen, jy dit met my? Hoe het ons hier gekom? En die Bybel praat van dat ek en jy, dis binne in ons wese, dat ons het hierdie geneigtheid om die verkeerde ding te doen en sonde te doen. En Jesus vertel ook die storie in Lukas 15, vertel hy van die verlore skaap en die verlore muntstuk en die verlore seun. En in al hierdie gevalle, baie keer die skaap het net besig geraak met lewe. Ek sit besig met my dag tot dag, week tot week en dan op 'n stadium vind ek my, ek weet nie waar ek is nie. Baie keer raak jy weg as gevolg van die feit dat mense wat vir jou moes sorg, nie vir jou gesorg het. En die wat vir jou moes omgee, nie hulle werk gedoen het. En soms raak ek en jy weg oor ons eie keuses. Ons raak weg. En wat doen jy dan met dit? En ons almal voel hierdie ding, dat daar's iets wat op ons lê.
En ek dink Psalm 38 som dit so mooi op. Ja, my sondeskuld oorweldig my. Soos 'n swaar las is dit ondraaglik vir my. En ons loop met hierdie ding en ons voel hierdie ding. En daar's verskeie maniere wat op mense probeer om ontslae te raak van hierdie. Party mense probeer hulle standaarde verlaag en net by 'n plek kom en sê wel ek glo nie meer dis verkeerd nie, want dan hoef ek minder skuldig te voel. Of ek begin ander mense blameer, maar is eintlik hulle wat dit gedoen het. Was nie eintlik ek, was eintlik hulle wat dit. Of ek is net soos heeltemal in 'n ontkenning, soos ek weet nie waarvan jy praat nie. Ek glo nie dit was so sleg nie. Of ons minimaliseer dit soos dit was nie so erg nie. Of ons begin dit regverdig, ja maar. Dis eintlik, onthou dis eintlik die situasie en onthou dis eintlik. En weet jy wat, niks van dit werk nie. Dit werk nie. Niks van dit vat die skuld weg nie. Sien, wanneer jy in Google Maps iewers heen wil gaan en jy sê ook ek wil daar uitkom, weet jy wat vra hy vir jou gewoonlik, waar wil jy wees en waar is jy nou? Van waar af? Maar die probleem is, baie keer raak ons so verlore, ons weet nie eens waar ons is nie. Ons weet waar ons wil wees, maar ons weet nie waar ons is nie. So wat is die pad wat ons moet stap? Ons is so oorweldig deur ons sonde en deur ons foute en wat ons beleef. Maar dit bring my dan eintlik by my tweede punt. Dat Jesus, die herder, weet wat ek en jy nodig het. En hy weet wat moet gedoen word sodat ek en jy ontslae kan raak ook van ons skuld. En hy, die herder, gee sy lewe. In vers 11, waarmee ek begin het, sê hy, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. In vers 15, dan sê hy, ek lê my lewe af vir die skape, herhaal dit, en hy sê dit 5 keer in hierdie gedeelte. Vers 16, ek het nog ander skape ook. Maar voordat ek daar gaan, wil ek dalk net sê, soos, hy lê sy lewe af, en hy weet wie jy is. En hy weet hoe verlore jy is, en hy weet wat jou geneigtheid is, en ek weet wat jou foute en wat jy gedoen het, en ten spyte van dit sê hy, okay, ek lê my lewe neer vir jou, want ek weet wat jy nodig het. Ek kies om dit te doen vir jou. En dan hierdie, en ek dink dit moes toe Jesus dit sê vir die mense in die omgewing, moes hulle al, wat bedoel hy? Hy sê, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, en ek moet hulle ook lei. En die Jode het altyd geglo, dis net hulle God, en hulle is die enigste skape, en Jesus kom soos, luister, julle het verkeerd, daar's ander skape ook. En hulle is nie deel van hierdie kudde nie. En ek moet vir hulle ook gaan. Ek het nie net gekom vir julle nie, ek het gekom vir die wêreld. Julle het 'n belangrike rol gespeel, maar daar's 'n groter prentjie waarmee God besig is. Dis nie net die Jode nie, dis nie Jode ook. Dis wyd, dis vir die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. Dis hoekom hy gekom het en hy het sy lewe kom neerlê. Hy sê, hulle sal na my stem luister, hierdie ander skape, en hulle sal almal saam, julle en hulle, een kudde wees met een herder. Dis so ek dink. In vers 17, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. En dan vers 18, ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van die Vader ontvang het. Nou hier's wat jy moet besef wat hy sê, is luister, ek het gekom met 'n baie spesifieke doel. Ek weet wat julle nodig is, ek weet van julle skuld, ek weet van alles, en ek weet julle kan dit nie self aan iets doen nie. So ek kom en ek lê my lewe uit eie keuse neer. Ek kom doen iets vir julle wat julle nie vir julleself kan doen nie. Dit lyk dalk vanuit 'n menslike perspektief dat die godsdienstleiers my gaan vang en dat die godsdienstleiers my gaan veroordeel en dat hulle my gaan oorlewer om gekruisig te word en dit gaan lyk asof God beheer verloor het en dit lyk maar hier's wat julle moet weet, dat dis alles deel van die groot prentjie wat God wil hê. En dan gaan ek my lewe self neer. Dis nie hulle wat hulle lewe vat by my nie. Dis nie dat ek gee my lewe oor sodat hulle dit kan doen. En dan moet julle weet dat ons het nie net gekom om my lewe af te lê nie. Dis nie net dat ek hierdie voorbeelde wil wys van, kyk hoe lief het hy nie. Die idee wat hy skep is dat die rede hoekom die skaapwagter, die herder sy lewe gee, is omdat die skape in gevaar is. En die enigste manier om hulle te red is deur sy eie lewe te gee. In die ou verbond het die skape hulle lewe gegee vir die herders en vir die volk en vir die mense. In die nuwe bedeling kom gee die herder sy lewe vir die skape. En dan doen ek dit met die vooruitsig dat daar sal 'n opstanding wees. Ek gaan hom weer opneem. Dit gaan voldoende wees om die prys te betaal en omdat dit voldoende is, sal daar opstanding wees en sal daar nuwe lewe wees. En dis eintlik waaroor dit gaan en dit is die plan van die begin af. Sien die basis van Christendom. Die basiese begrip en wat mense verstaan van dit is dat Jesus het betaal vir ons sonde. Maar baie keer voel ek en jy nog skuldig. En dis omdat ons nie iets verstaan en die diepte en die omvang van wat hy gedoen het nie.
In Romeine 3 dan skryf Paulus, hy sê ons het immers almal gesondig. Nou ek hoef jy nie daarvan oortuig nie, ons almal het gesondig. Ons almal doen dinge wat nie reg is nie. Maar dan, vers 24, maar nou spreek God ons in sy genade vry. Genade, dis iets wat jy kry wat jy nie verdien nie. Op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. Dis gebaseer op wat hy gedoen het. Dis gebaseer op wat die herder gedoen het, dat hy sy lewe neergelê het. En dit sonder enige verdienste van ons kan. Sonder dat ons bygedra het tot dit. Sonder dat ons dit enigstens kan verdien. Dis genade, hy gee dit vir jou en vir my. En hier's wat ek vir jou wil sê. Die enigste manier hoe jy ontslae kan raak van jou skuld en jou skuldgevoel, is deur dit vir die een te gee wat betaal het vir dit. Dis deur dit oor te gee het vir hom. Ja Pieter, maar ek het my sonde bely. Ek het gesê ek ja, maar ek voel nog steeds skuldig. En deel van dit is baie keer omdat ons nie die omvang verstaan nie. In Romeine 8 dan staan die volgende: vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, hulle wat skape is en wie Jesus hulle herder is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Dis weggeneem. Dit bestaan nie meer nie. Maar Pieter, ek voel nog skuldig. Maar hoekom voel jy skuldig? Partykeer is dit jou eie gedagtes. Ja, maar ek is dit gedoen. Ja, maar ek. En wat Jesus weer wil sê is soos, kom oor jou eie gedagtes. Ek het reeds betaal. Partykeer is dit die ander probleem, ons het 'n regte vyand. En hy kom en hy sê dinge vir jou soos, nou het jy te ver gaan. God gaan jou nie weer vergewe nie. Nou het jy die liefde te ver getoets. God se liefde vir jou het nou geëindig. Jy het ooit seker gedagtes gehad? Ons het die aanklaer. En hy kom sê allerlei dinge wat nie waar is nie. Hier is jou versie. Dit is verby. Dit is verby. Kolossense. Deurdat hy ons al ons sondes vergewe het, en dan vers 14, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hoeveel van julle lê wakker in die aande oor rekenings wat jy klaar betaal het? Niemand. Dis daai rekeninge wat jy nog moet betaal, wat baie keer die stres veroorsaak. Maar die rekening wat klaar betaal is, jy weet nie eens waar is die papier nie. Die rekening, die volle rekening, die skuldbewys is betaal, is weg. Die 2020 vertaling sê dit so mooi. Hy het dit blywend weggeneem. Dis aanhoudend. Dit gaan nie weer terugkom nie. Dit is betaal, dit is klaar. En die enigste manier hoe dit kan gebeur is as jy in die herder is. En dit maak nie vir ons sin nie. En hierdie week deel Dorette met ons 'n storie van 'n fotograaf wat 'n foto geneem het. Hy neem hierdie foto van 'n aardappel wat by hom aangekom het. Hy neem hierdie foto en hy het 3 kopieë van hierdie foto gemaak en een hang in sy huis en op 'n eendag kom kuier 'n ryk besigheidsman by hom. En hy kyk na hierdie foto en hy sê, ek wil hierdie foto koop by jou. Hy sê, okay, is fine, jy kan hierdie foto koop. En die ou dalk so 'n bietjie te veel wyn gehad en op die ouende betaal hy, hoor mooi, is jy reg vir hierdie? €1 miljoen. Doen gee jy sommetjie, mal 18, okay, vir 'n foto oor 'n aardappel. Wie weet hoe lyk die foto? Wie weet hoe daai aardappel gelyk? Hy is eers gewas nie, ek bedoel, rare. Gaan Google dit. Potato, #345. Is een van die duurste foto's. Nie die duurste nie, maar een van die duurste. Die God van die heelal het baie duur betaal vir jou en vir my. Geen aardappel is €1 miljoen werd nie. En miskien voel jy soos 'n vuil aardappel. En miskien voel jy het geen waarde nie. Die waarde van iets word bepaal aan hoeveel mense bereid is om te betaal vir dit. Hierdie foto is nie meer net die aardappel werd nie, omdat iemand reeds €1 miljoen betaal het vir hom. Die waarde van jou word nie bepaal deur wat jy dink van jouself of oor jou verlede of die foute wat jy gemaak het nie. Die waarde word bepaal deur wat iemand bereid is om te betaal vir jou, en Jesus het gekom en sy lewe vir jou gegee. En as jy ooit weer die gedagte kry dat ek is niemand, ek is niks werd nie. Iemand het betaal, die herder het sy lewe vir jou gegee. En dit bring my by die laaste punt, is dat die herder bewerk
nuwe lewe. Sien, hy kom en hy gee sy lewe, maar met die doel om dit weer op te neem, en op die derde dag staan hy op uit die dood uit, oorwinnaar oor die dood, oorwinnaar oor sonde, en hy maak dit moontlik dat ek en jy in 'n verhouding met God kan leef, dat ons hom Vader kan noem, dat hy ons kinders noem, dat ons sy kudde kan wees, dat ons sy skape kan wees. Hy bewerk nuwe lewe. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus, hy sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. En baie vertalings sê eintlik die dief. Vroeger in die hoofstuk praat hy van diewe en rowers. Maar in hierdie vers sê hy 'n dief, baie spesifieke dief, die dief. En dit praat hier van ons vyand, dit praat hier van die duiwel, dit praat hier van Satan. Hy sê luister, hy het 'n baie spesifieke doel. Hy kom om te steel en te slag en uit te roei. Hy sit nie net op jou skouer en laat jy verkeerde keusetjie maak. Hy is nie net daar om vir jou 'n slegte dag te gee nie. Sy doel is om te steel en te slag en uit te roei. Sy doel is om jou lewe te verwoes. Sy doel is om dood te bring, te steel en te slag binne in jou vreugde, te steel en te slag en uit te roei binne in jou huwelik, te steel en te slag binne in jou finansies en binne in jou besigheid en binne in jou verhouding met jou kinders en binne in jou gesondheid. Hy wil kom steel en slag en uitroei. En hy wil kom steel en slag en uitroei in jou geloof en jou oortuiging dat God is goed en dat God is vir jou. Hy wil kom steel en slag en uitwis in jou lewe. Jy moet dit weet. En hy is reël, hy bestaan. En hy het krag om dit te doen, maar hier's wat jy moet weet. Hy is nie almagtig nie. Hy het nie al die krag nie. Hy is nie alomteenwoordig nie. Hy is nie oral alles nie. En baie mense dink dat dit is half hierdie oorlog tussen goed en sleg, tussen God en die duiwel. Weet jy hoe beskryf die duiwel? Want hy was by God. Hy was 'n engel wat by God was en hy wou self God wees. Weet jy beskryf die duiwel hoe hy uitgekom het? Beskryf nie van hierdie groot geveg en 'n dae lank aangegaan en dit skryf soos 'n weerligstraal, poef. Cheers, daar gaan jy. Dis wie God is. Dankie baie. Dis die God wie ons dien. Maar hy haat God. En hy kan niks aan God doen nie, so hy gaan iets aan sy skape doen. En aan sy kinders. En hy wil steel en slag en uitroei. En jy moet dit weet, wanneer jy sy beginsels volg en val vir sy versoekings en vir sy halwe waarhede en sy leebeloftes, is die eindbestemming steel, slag en uitroei. Maar in dieselfde vers sê Jesus, die goeie herder, ek het wel gekom, sodat hulle, my skape, die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hierdie lewe kan hê wat groter is as net wat hulle nou beleef. Met ander woorde, sonder Jesus, dit wat ons het is nie lewe nie. Dis net oorlewing dalk. Maar by hom is daar lewe, dis 'n breë lewe, dis 'n oorvloed lewe, dis 'n groot lewe. Wanneer jy Jesus volg, wanneer jy 'n pad saam met hom stap, is daar 'n lewe saam met hom. Wanneer jy sy beginsels volg, kan jy weet daar gaan lewe wees in jou huwelik, daar gaan lewe wees binne in jou finansies, daar gaan lewe wees. En niks van dit is hierdie prosperity tipe evangelie nie. Van volg my en ek seën. Nee, dit is 'n breë lewe. Dis 'n lewe dat jy vrede kan hê ten spyte van. Dat jy vreugde kan hê ten spyte van. Dat jy vryheid kan hê, dat jy hoop kan hê ten spyte van. Dat jy 'n groter visie kan hê ten spyte van, want die een wat die lewe het, is jou herder. In Openbaring 7 dan staan daar, want die lam wat in die middel van die troon is, en ons gaan later praat oor die lam van God, dis Jesus. Die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. En hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Hy beplan vir jou soveel meer. Die werklike lewe is in hom. Sonder hom, dit wat jy het is nie die lewe nie. Dit wat die wêreld sê plesier is en wat is nie dit nie. Miskien is een ding om te weet wie die herder is. Maar binne in hierdie selfde tyd dan sê die herder dat ons ook 'n verwagting van sy skape. In vers 14 dan staan daar: ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Son ons eienskappe van skape wat 'n herder het. En hulle ken vir Jesus. Ken jy hom? En dit is belangrik om te weet, want dit bepaal of jy skaap is en of hy herder is. Vers 27 sê, my skape luister na my. Luister jy na sy beginsel? Doen jy wat hy sê? Leef jy binne sy wil? Volg jy sy beginsels? Doen jy wat sy woord sê? Hulle luister na my.
stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Hulle volg waar ek gaan. Waar ek sê ons gaan, daarheen gaan ons. En die vraag is dit wie jy is? Ken jy hom? Luister jy vir hom? Volg jy hom? Dis wat jy moet weet. Die goeie herder is nie die herder van almal nie. Hy is die herder van die wat Jesus aangeneem het as Here en Verlosser, wat die herder ken, wat in 'n verhouding met die herder is, wat agter die herder aan volg. Hy's nie almal se herder nie. En daar staan niks van, as jy Sondag na Sondag in die kerk sit, is jou herder nie. Daar staan niks van, as jy in 'n Christenhuis groot geword het, is jou herder nie. Daar staan niks van, as jy Bybelskool en Bybelstudie en Sondagskool gedoen het, is jy 'n skaap nie. Hy's herder van die wat hom aangeneem het as herder, wat hom ken, wat in 'n verhouding met hom is. Hy het sy lewe vir ons gegee, en wanneer ek en jy ons lewe oorgee aan hom, wanneer hy die baas is, wanneer hy die bestuurder is, wanneer hy die CEO is, wanneer hy die finale sê het, wanneer jy hom volg en hy bepaal waarheen ons gaan, is ons herder. En ek wil afsluit met hierdie vers in 1 Petrus. Julle het immer so skape rondgedwaal, daar's dit, nie kompliment nie. Maar nou het julle teruggekom. Julle het teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Waar is jy vandag? Jy rondgedwaal? Is jy verlore? Wonder jy, hoe het ek enigstens hier gekom? Ervaar jy die slagting, die uitroei, die steel wat gebeur het oor die vyand? Ken jy die herder? Luister jy vir die herder? Volg jy die herder? Dis 'n uitnodiging. Kom terug. Kom terug. Kom volg my. Ek het gekom om vir jou die lewe te gee. En dit in oorvloed. In my is daar hoop. In my is daar vryheid. In my is daar toekoms. In my is daar vreugde en vrede. Kom terug. Kom terug. Ek is herder. En ek wil jou herder wees. En in my is daar lewe. Waar is jy vandag? Wie is in beheer van jou lewe? Is dit die herder? Of is dit jy? Kom ons bid saam. Here, U wil herder wees. U is 'n goeie herder. Dis wie U is. U is God en U is goed. U is die opperherder. Die vraag is wel of kan ons sê, soos Dawid, die Here is my herder. Here, U ken elkeen se storie. U ken elkeen wat hier sit, U ken elkeen wat aanlyn kyk. U weet waar elkeen is. En Here, so party van ons weet dalk nie eens waar ons is nie. Ons weet ons wil na U toe gaan, maar ons weet nie eens die pad nie. Ons kan nie die beginpunt eers bepaal nie. Maar U weet, Here. Dankie dat U ons ontmoet presies waar ons is. En dat U tree vir tree ons help. Dat U selfs die 99 los vir die een wat afgedwaal het. Dankie vir U hart vir ons. Dankie Here Jesus dat U U lewe neergelê het vir ons. Maar meer is dit dat U oorwinnaar is oor die dood en oor sonde en dat daar 'n nuwe lewe is in U. As jy vanoggend net deel is van hierdie diens en net terwyl ons almal net so is, en jy sê soos ek weet nie waar ek is. Ek weet nie wat is die volgende tree nie. Weet eens wat is die vrede waarvan jy praat nie. Ek het geen hoop nie. Wil jy nie net jou hand opsteek, net as 'n indikasie van Petrie, bid vir my asseblief. Ek het die herder nodig. Dankie. Ek sien julle hande. Ek sien julle hande. Ek sien julle 3 aanlyn ook.
Miskien moet jy net in jou eie hart net die volgende sê, Here, Jesus, ek is hier. Hier is ek. Ek weet nie presies wat dit is nie, maar ek is hier. En ek het U nodig. Ek het die herder nodig. Ek het rondgedwaal en ek weet nie presies hoe dit gebeur het nie. Maar kom haal my. Kom help my. Ek wil U volg. Ek wil U stem hoor. Ek wil U lewe smaak. Ek wil U vrede beleef. Ek kom vra dit in die groot naam van die goeie herder, die naam van Jesus Christus. Amen.